Welkom by vandag se sessie of sessie 1 van die Lenteskool vir wiskundige geletterdheid. Soos juffrou Jana gesê het, ek is juffrou Tracy of juffrou Sambaba en ek is die aanbieder vir vandag se sessie. So baie dankie ook juffrou Jana. Opvoeders, belangrik, asseblief voltooi die aanlyn register. So leerders, vandag se sessie gaan ons fokus op vraestel 1, finansies en datahantering. So indien daar nog enige onsekerhede is, ietsie wat jy nog nie lekker onder die knie het oor finansies of die datahanteringsgedeelte nie, dan gaan ons hopelik dit vandag kan uitstryk. Leerders voel ook vry om vrae te vra. Deel asseblief julle antwoorde met ons in die chat en ook ek hoop ons gaan lekker saamwerk. Onthou ook asseblief leerders. Ekskuus. Onthou asseblief leerders, jy is dapperder as wat jy glo, sterker as wat jy lyk en slimmer as wat jy dink. So net 'n bietjie inspirasie vir die oggendsessie, so ek hoop ons gaan lekker saamwerk. So kom ons begin. So wat is belangrik in hierdie sessie leerders? Jy moet asseblief seker maak dat jy die harde kopie van jou notas by jou het, want dit is waarvandaan ons vandag gaan werk. Luister asseblief na die verduidelikings en probeer al die vrae wat daar is. As iets nog nie lekker vir jou sin maak nie, vra asseblief jou onderwyser om verder vir jou te help daar in die klas, of vra sommer net 'n maatjie langs aan jou om vir jou ietsie te verduidelik, maar voel ook vry om te vra, sodat ek ook weer daardeur kan gaan, sodat almal lekker kan verstaan. So asseblief leerders, maak seker jy het die notas voor jou, want dit is waardeur ons lekker gaan saamwerk. So ek het genoem leerders, ons gaan fokus op vraestel 1, wat bestaan uit finansies en datahantering. So wat kan jy nou verwag in hierdie vraestel 1? So heel eerste graad 12 moet jy weet dat ons tydsduur vir ons vraestel is dan nou 3 ure. Ons punte totaal vir vraestel 1 is 150 punte en dan die inhoud wat jy kan verwag is dan finansies wat plus minus 60% van die vraestel tel. Dan ook, dit is min of meer 90 punte graad 12, so dit is lekker baie punte en dit is net vir die finansies gedeelte. Dan ons tweede inhoud vir die vraestel is dan datahantering wat 35% van die vraestel is en dit gaan vir jou lekker 53 punte wees van die 150 punte. So daar by datahantering kan jy ook lekker punte kry. Dan ook ons derde inhoud is waarskynlikheid wat net vir ons 5% tel van die vraestel en dit is plus minus 7 of 8 punte. So die waarskynlikheid gedeelte gaan nie so baie punte tel nie leerders, maar dit is ook lekker vrae wat jy kan beantwoord, sodat jy al daai 7 of 8 punte kan kry. So leerders, daar kan jy sien dat finansies, dit is 60% van die vraestel. Ekskuus, jammer, leerders. So finansies, 60% van die vraestel en soos ek gesê het, dit is 90 punte. Datahantering, 35% van die vraestel wat lekker 53 punte is en dan waarskynlikheid wat net 5% van die vraestel gaan uitmaak. Dit wil sê van die 150 punte vir vraestel 1, so plus minus 7, 8 punte. Dan graad 12 verder bestaan ons vraestel 1 uit vraag 1 en baie belangrik graad 12, dit is slegs vlak 1 vraag. Dit is daai lekker vraag wat jy kan beantwoord en vol punte kan verdien vir vraag 1, want dit is slegs vlak 1 tipe vraag. En vraag 1 bestaan dan nou uit finansies en datahantering en soms ook so 'n waarskynlikheidsvraagie. Dit wil sê graad 12, in vraag 1 kan jy al 3 hierdie onderwerpe verwag en dit is slegs vlak 1 tipe vraag. Dan beweeg ons aan na vraag 2 wat dan gewoonlik 'n finansies vraagie is. Ons gaan nou
sien wat is al die onderwerpe of afdelings binne in finansies. So vraag 2 gaan 'n lekker finansies vraagie wees. Dan vraag 3 graad 12 het ons datahantering en dan vraag 4 en vraag 5 is 'n integrasie, 'n mengsel van finansies, datahantering en ook soms 'n bietjie waarskynlikheid. So dit is dan die inhoud van vraestel 1 graad 12, belangrik, die tydsduur is 3 ure en onthou, 1 punt in wiskundige geletterdheid is gelykstaande aan plus minus 1,2 minute. So dit is die tyd wat jy per punt moet spandeer, sodat jy tyd kan spaar vir daai 7 punte of 8 punte tipe vraag. So by vlak 1 graad 12 of vraag 1, waar jy 3 sekondes net nodig het om 'n vraagie te kan beantwoord, kan jy tyd opmaak of spaar, sodat jy die langere tipe vragies kan beantwoord. So onthou, 1 punt is plus minus 1,2 minute. So jy moet jou tyd mooi bestuur graad 12, sodat jy al 5 vrae binne daardie 3 ure kan voltooi. So 150 punte graad 12, die inhoud vir vraestel 1 finansies, 60% plus minus 90 punte. Datahantering, 35% plus minus 53 punte. En dan ons derde inhoud is waarskynlikheid, plus minus 5% en dit is dalk 7 of 8 punte. En dan bestaan die vraestel verder uit vraag 1, belangrik graad 12, vraag 1 is net vlak 1 tipe vraag. Soos ek nou nog gesê het, jy kan lekker vol punte kry vir vraag 1, want dit is net daai vlak 1 tipe vraag. Dan het ons vraag 2 wat finansies sal wees, vraag 3 is datahantering en dan vraag 4 is 'n integrasie van finansies, data en waarskynlikheid. So mengsel van al 3 onderwerpe wat ons het vir vraestel 1. So graad 12, ons gaan eerstens kyk na finansies. So ek het nou vroeër gesê, ons gaan kyk na die subafdelings wat ons alles het in finansies. So ons eerste deel graad 12 is dan nou finansies en die afdelings wat ons nou al vanaf kwartaal 1 tot in kwartaal 3 gedoen het oor finansies, dit is waarna ons dan nou gaan kyk. So onthou graad 12, in kwartaal 1 het ons hoofsaaklik vraestel 1 inhoud gedoen, finansies, datahantering en toe het ons in kwartaal 3 nog so 'n bietjie finansies gedoen. So wat het ons nou al reeds gedoen vir finansies, finansiële dokumente graad 12, dit is nou soos 'n salarisstrokie, 'n bankstaat, 'n faktuur, 'n kwotasie, so jy moet self nou 'n lysie gemaak het graad 12, watter tipe finansiële dokumente kan ek verwag in vraestel 1. Dan het ons gekyk na BTW, WVF en dan ook persoonlike inkomstebelasting. Onthou graad 12, die inkomstebelasting, dit was 'n hele nuwe onderwerp. Jy het nog nie van tevore in graad 11 of in graad 10 te doen gehad met persoonlike inkomstebelasting nie. So hierdie afdeling was 'n hele nuwe onderwerp of 'n afdeling deel van finansies, maar dit was ook baie interessant geweest. So BTW, WVF en dan het ons ook gekyk na persoonlike inkomstebelasting. Dit is nou SARS en al daai SARS tabelle en belastingkorting en belastingdrempels. So ek hoop julle onthou nog die inhoud wat julle geleer het by inkomstebelasting. Dan het ons gekyk na tariewe graad 12. Tariewe is nou watertariewe, elektrisiteit, selfoon, vervoertariewe. So die afdeling is tariewe graad 12, maar jy moet self 'n lysie opstel en gaan uitskryf watter tipe tariewe het ons in die klas behandel en dan weet jy enige van daardie mag vir jou gevra word in vraestel 1 deel van 'n finansies vraagie. Dan het ons gaan kyk graad 12 na inkomste, uitgawes, wins en verlies. So dit is dan nou ook een van die afdelings wat ons kan hê binne in finansies. Dan verder het ons ook gesels oor begrotings,
inkomste en uitgawestate. En onthou graad 12 belangrik, definisies, terme wat jy geleer het in elke afdeling. Dit is belangrik dat jy jou definisies of terme of konsepte moet verstaan en ken graad 12. Dan het ons ook verder gaan kyk na kosprys, verkoopprys en winsgraad 12, inkomste en uitgawes wat gewoonlik daarmee gepaard gaan en wat ook gewoonlik saam met kosprys, verkoopprys en wins gaan, is dan ook gelykbreekanalise of gelykbreekpunt. Dit is dan nou 'n grafiek wat jy kry en dan nou waar die inkomste en die uitgawes gelyk is aan mekaar graad 12, daar is dan ons gelykbreekpunt wanneer die besigheid geen wins of geen verlies het nie. So dit is klein goedjies wat jy moet onthou en wat jy moet weet van wat juffrou of meneer vir jou deur die jaar van vertel het. Dan graad 12, hierdie was meer spesifiek in kwartaal 3, bankwese, waar ons ook gaan kyk het na lenings en beleggings en saam met daardie het ons gaan kyk na rente, ons enkelvoudige rente en ook saamgestelde rente. Dan het ons gaan kyk na inflasie graad 12 en dan het ons ook gaan kyk na wisselkoerse, die vergelyking van een geldeenheid met 'n ander geldeenheid. So graad 12, dit is die afdelings wat ons in finansies kan verwag. So enige afdeling kan vir jou gevra word in vraestel 1 oor finansies. So dit is die afdelings wat ons het graad 12. Jy moet verder dit gaan verfyn, byvoorbeeld by tariewe soos ek gesê het, selfoontariewe, water, elektrisiteit, al daai tariewe wat tariefstelsels wat ons behandel het graad 12, dit is wat van jou gevra kan word in vraestel 1. So dit is die afdelingsgraad 12. Ons sal dalk nie vandag by al die afdelings uitkom nie graad 12, maar jy moet goed voorbereid wees om enige van hierdie tipe vrae te kan beantwoord in jou finale eksamen. So graad 12, dit wat ons vandag aanraak, hoop ek dat ons goed dit gaan deurwerk en dat jy dit goed gaan verstaan en dan dit wat ons nie by uitkom nie, dat jy nog steeds vir jou goed gaan voorberei vir vraestel 1 vir jou finale eksamen. So graad 12, ons gaan dan nou sommer wegspring met ons eerste aktiwiteit. Dit is dan nou vraag 1 en dit lees as volg. Petrus het materiaal by 'n plaaslike hardeware winkel gekoop. By lag A toon die faktuur van die aankope. Graad 12, julle moet ook net sê, indien ek dalk bietjies te vinnig gaan en van julle dalk nie lekker by is nie, stop net en sê, ek moet net weer oorgaan. Ek gee nie om weer te doen nie. So graad 12, as ons kyk na die konteks, faktuur, dit is waar op my oog nou eerste geval het. En nou moet ons weet, 'n faktuur is deel van finansiële dokumente. So nou moet jy terug kan gaan na kwartaal 1 en kan weet, wat die juffrou of meneer vir my vertel van 'n faktuur. Wat behels 'n faktuur? Heel eers, ek moet weet wat is die definisie of wat beteken die term faktuur en nou moet ek weet, dit en dit en dit is wat juffrou en meneer vir my vertel het van en hoe ontleed ek nou hierdie faktuur. Onthou graad 12, jy moet nie net dadelik wegspring met vrae beantwoord nie. Maak jy sin van die konteks? Kyk na die scenario wat vir ons gegee word. Hulle verwys vir ons na bylag A. So voordat jy vrae begin beantwoord, kyk eers wat word vir ons gegee. So ons het nou 'n faktuur graad 12 van Cashbuild. Hierdie is nou die maatskappy. Die besonderhede word vir ons gegee graad 12, die erfnommers, telefoonnommer, daar's 'n e-posadres, die datum word vir ons gegee graad 12 en dan het ons weer die naam van die skool, ook 'n erfnommer, adres, kontaknommer. So dit is die besonderhede wat vir ons gegee word graad 12. Eerstens besonderhede van die maatskappy, besonderhede van die skool en nou kom ons by die belangrike gedeelte. Wat word dan nou alles op hierdie faktuur vir ons gewys? So die skool het dan aankope gehad graad 12, 'n kruiwa, hulle het sement aangekoop, graaf,
en dan ook riviersand in kubieke meter. Dan het ons die hoeveelheid of die aantal, dan het ons die eenheidsprys graad 12 en belangrik, 15% BTW is uitgesluit. So ons het nou gepraat van BTW wat ons ook gedoen het graad 12. So ons het 'n faktuur, maar ons het ook dan nou sommer BTW wat hier is of hulle vir ons gaan vra, sal ons nou sien by die vraag. Dan ook graad 12 het ons dan die koste in rand. Dit wil sê wat is die prys van 'n krywa? Die skool het 3 aangekoop. 1 krywa prys teen R579,98. So vir die 3 krywas graad 12 is dit R1,739,94. So dit is dan nou hoe ons die bedrag gekry het vir die krywa, dieselfde vir die sement en dan ook vir die graaf en dan ook vir die sand wat aangekoop was. Dan belangrik graad 12 het ons 'n subtotaal, dit wil sê graad 12 voordat enige BTW bygesit is, het ons die subtotaal. Dan het ons die BTW bedrag, dit wil sê die 15% wat nou by is R954,62 en dan die finale bedrag betaalbaar graad 12 nadat BTW by is R7,318,72. So nou weet jy graad 12, ons het besonderhede van die besigheid, ons het besonderhede van die skool en dit is dan nou die besonderhede van die materiaal wat aangekoop is. Wat is die prys en dan ook wat is ons eenheidsprys, die prys vir 1 krywa of 1 sak sement of 'n graaf of dan nou vir die sand soos ons het. En nou kan jy gaan na die vraag graad 12. So voordat jy net begin wegspring, ek weet ons leerders is opgewonde, hulle wil net wegspring en vrae begin beantwoord, maak eers sin van dit wat vir jou gegee word. So wanneer jy by die vraag kom graad 12, dan het jy reeds agtergrond, waaroor gaan my faktuur, wat was die aankope wat gedoen is en nou kan jy rustig jou vrae beantwoord. Okay, so graad 12, daar is dit nou lekker jou beurt. 10 minute vir 1.1 tot 1.8 graad 12. So werk lekker saam met jou maatjie daar in die klas graad 12. Deel asseblief julle antwoorde met ons in die chat in, sodat ons kan sien dat julle lekker skerp is so vroeg in die oggend. So julle het 10 minute graad 12 om hierdie vraag te beantwoord en dan gaan ons dit lekker saam deurwerk. So graad 12, kom ons gaan voort. So die eerste vraagie was gewees, leerders, skryf die erfnommer van die koper neer. So ons het gesien graad 12 dat die maatskappy is Cashbuild en daar was hulle besonderhede gewees. Dan het ons die skool wat ons nou die koper is graad 12. So die erfnommer van die koper is dan 2459A. So as julle dit reg gekry het graad 12, gee vir julleself lekker 2 uit 2. So onthou graad 12, ons het gesê Cashbuild is die maatskappy by wie die aankope gedoen was. So daardie besonderhede is die maatskappy se besonderhede. Want soos julle kan sien graad 12 is daar ook 'n erfnommer, maar daai erfnommer is die maatskappy Cashbuild. Die vraagie was gewees die erfnommer van die koper en die koper was mos natuurlik hierdie sekondêre skool en die erfnommer van die koper 2459A. So 2 uit 2 graad 12. Nou dag graad 12, hierdie was 'n vlak 1 vraagie, so julle almal moes dit beslis reg gekry het. Ons volgende vraagie het gevra dat ons die waarde van A moet bereken, wat die totale getal van die 50 kilogram sakke sement is wat hulle gekoop het. So ons kan sien daar graad 12 vanuit die faktuur, die aantal wat aangekoop was onbekend, dit was A, maar wat hulle wel vir ons gee graad 12 is die eenheidsprys, dit wil sê wat is die prys van een van daardie PPC sakke sement en dan het ons 'n totale koste van
R1939. So die aantal sakke wat aangekoop is dan nou graad 12, dit is dan 'n eenvoudige deelsom. Die totale koste vir die sement was R1939 gedeel deur die eenheidsprys. Dit wil sê die prys van een sak sement. So die aantal wat aangekoop was graad 12 is dan nou 20 sakke. So ek hoop julle kon daardie lekker ook doen graad 12. So die waarde van A, die aantal wat aangekoop was, is dan nou die R1939 gedeel deur die prys van een sak en die skool het dan nou 20 sakke sement aangekoop. So daar verdien jy ook 2 volle punte. Ons derde vraagie was gewees graad 12, noem 2 maniere hoe ons nou hierdie maatskappy kan kontak. As ons nou ietsie by hulle wil koop, hoe kan ons hulle dan nou kontak? En dit is waar ons nou die besonderhede gaan kry uit hierdie gedeelte wat hulle vir ons sê. So ons kan per telefoon kontak maak graad 12, telefonies, of dan natuurlik per e-pos. So 2 maniere hoe ons vir Cashbuild kan kontak mee maak, per telefoon graad 12 en dan ook per e-pos. So ek hoop julle kon sommer dadelik sien graad 12 dat dit is hoe ons met Cashbuild kan kontak maak per telefoon of dan nou per e-pos. En dit is ook dan nou 2 lekker punte graad 12. Dan ons volgende vraagie is definieer die term faktuur in hierdie konteks. So ek het vroeër gesê graad 12 dat definisies is belangrik. Terme is belangrik. So faktuur, ons het gesien, heel bo het ons gehad faktuur van Cashbuild. So dit is dan 'n dokument wat die skool ontvang het met al die inligting oor die aankope. So ek hoop julle kon 'n definisie daar skryf, indien julle 'n ander definisie kon geskryf het ook wat 'n faktuur definieer graad 12, deel dit asseblief met ons, sodat ons ook kan sien wat het juffrou en meneer vir julle vertel van hoe ons 'n faktuur kan beskryf. Dit is dan nou die dokument wat die skool ontvang het met al die inligting oor die aankope. En daar verdien jy ook 2 volle punte. Dan die volgende vraagie graad 12, wys hoe die subtotale bedrag van R6.364.10 bereken is. So dit vind ons hier by die subtotaal graad 12 in ons faktuur. So ons wil graag weet, hoe het ons R6.364.10 gekry? So dit is dan nou al die bedrag graad 12, die kruiwa, plus die sement, plus die graaf, en dan ook plus die sand wat ons het natuurlik graad 12, en dit gee vir ons die subtotaal R6.364.10. So die kruiwa R1,739,94 plus R1,939 plus R1,119,96 plus R1,565,20 en dit is dan die subtotaal R6.364.10. So as daar nog vrae is of jy is nog onseker graad 12, vra net vir jou maatjie, hoe het ons nou gedoen, of vra vir juffrou en meneer om dan net weer saam met jou daardie deur te werk. En daar verdien jy ook lekker 2 volle punte graad 12. So as jy dit reg het, gee vir jouself 2 uit 2. Dan ons volgende vraagie was gewees baie eenvoudig graad 12. Jy moet natuurlik weet waarvoor staan BTW. En BTW is dan nou belasting op toegevoegde waarde. So as jy dit reg gekry het graad 12, lekker 2 volle punte. So waarvoor staan die akroniem BTW? Dit is vir belasting op toegevoegde waarde. So 2 volle punte graad 12. Ons volgende vraagie, wys hoe die BTW bedrag
bereken is. So dit wil sê graad 12, ons moet nou gaan wys, hoe het hulle vir R954.62 bereken? So graad 12, dit is, ons weet, BTW is 15%. So dit is dan 15% van ons subtotaal graad 12, belangrik, 15% van die subtotaal, en dit gee vir ons R954.62. So graad 12 BTW, weet ons natuurlik, dit is 15%, so dit is dan 15% van die subtotaal. Belangrik om dit te weet, graad 12, nie van die bedrag betaalbaar nie, maar 15% van ons subtotaal. En dit is hoe ons kry R954.62. En dit gee ook vir jou lekker 2 punte. Belangrik om te onthou, graad 12, die vraagie vra, wys hoe dit bereken is. So jy kan nie verwag om 'n punt te verdien vir dit wat vir jou gegee word nie. So dit is waarom ons vir jou 2 punte gee, graad 12, en nie vir die antwoord nie, want dit was reeds vir jou gegee. Dan ons laaste vraagie vir ons eerste aktiwiteit graad 12, skryf die bedrag wat betaalbaar is in woorde. So dit wat betaalbaar is, graad 12, moet ons nou in woorde gaan skryf sonder enige syfers. So as ons dit in woorde skryf, graad 12, R7.318.72 in woorde, graad 12, R7.318.72. So gee vir jouself lekker 2 volle punte as jy dit reg het, graad 12. So as daar enige vrae is, graad 12, enige van die vragies wat jy nou nie lekker verstaan het nie, of die antwoorde wat nog nie vir jou lekker sin maak nie, moet asseblief nie huiwer om te vra vir jou maatjie, of vir juffrou en meneer daar in die klas in nie. Ok, so graad 12, ek hoop julle het die eerste aktiwiteit geniet en dat ons gaan nou lekker nog verder saamwerk. So kom ons kyk na vraag 2. Wat is die konteks? Wat wil vraag 2 van my hê? So hulle sê vir ons graad 12, meneer Kloete is 'n deeltydse dosent by 'n plaaslike universiteit. Bestudeer sy betaalstrokie. Belangrike term wat daar vir ons gegee word, graad 12, so ons het nou te doen met 'n betaalstrokie. En 'n betaalstrokie, of dan nou 'n salarisstrokie, graad 12, is ook deel van finansiële dokumente. So kom ons kyk wat gee hulle vir ons. So hulle gee vir ons dan nou graad 12 die besonderhede van die werknemer, dit is meneer Kloete, sy aanstellingsdatum, sy ID-nommer, die betaaldatum, en dan ook sy werknemernommer, belastingnommer, beroep, hy's 'n deeltydse dosent soos hulle vir ons gesê het, en dan sy betaalstrokie nommer is 107 of 107. So dit is net die besonderhede oor meneer Kloete, graad 12, so belangrik nou vir ons is die inkomste, wat verdien meneer Kloete? So hy het 'n basiese salaris, graad 12, hy werk 20 ure vir die maand, en dan verdien hy R15.000. So sy inkomste, graad 12, is sy basiese salaris, 20 ure vir die maand, R15.000. Maar dan graad 12 het meneer Kloete ook aftrekkings, en sy aftrekkings is dan nou belasting, wat bestaan uit verdienste en toelaag, R1.675. Dan het dra meneer Kloete ook by tot WVF, werkloosheidsversekeringsfonds, so dit is R150. Mediese fonds, graad 12, is ook 'n aftrekking, R3.680. Dan dra meneer Kloete ook by tot pensioen, so lekker vir ons moet vir A gaan bereken. B is ook onbekend, so ons sal dit ook moet bereken, wat dan nou meneer se totale aftrekkings gaan wees. Dan graad 12 nog by die inkomste, so meneer Kloete se bruto inkomste, so ek hoop julle weet
Wat is bruto inkomste graad 12? Ek is seker jy het nou al reeds daar vir mekaar in die klas in gesê, bruto inkomste is die inkomste voor enige aftrekkings. Dit is dan nou R15,000. Want dis belangrike terme wat jy moet weet graad 12. Dan het ons ook vir C, lekker C wat ons ook moet gaan bereken, wat dan meneer Kloete se netto inkomste is. En ek weet jy het nou sommer reeds gesê, ekskuus tog, netto inkomste, ekskuus, jammer graad 12, is die inkomste verdien na alle aftrekkings. So belangrik graad 12, ons het meneer Kloete se inkomste, hy werk 20 ure vir die maand en hy verdien R15,000. Dan het meneer Kloete ook verskeie aftrekkings graad 12, belasting, WVF, mediese fonds en pensioen. A, B en C is onbekend. Hopelik gaan ons dit lekker saam kan deurwerk graad 12. Dan het ons ook twee belangrike terme graad 12 wat ons van kennis moet neem. Bruto inkomste, dit wat jy verdien voor enige aftrekkings, netto inkomste wat jy verdien na alle aftrekkings. So dit is dan nou die betaalstrokie of dan nou 'n salarisstrokie. Dit is ook 'n finansiële dokument graad 12. So kom ons kyk wat volg. Baie dankie aan die skool wat vir vraag 1 se antwoorde met ons gedeel het. Dit word waardeer. So leerders, kom ons kyk wat word van ons gevra in vraag 2. So die eerste vraagie was gewees graad 12, skryf meneer Kloete se werknemersnommer. So dit lees ons uit vanaf die betaalstrokie graad 12. So dit is dan nou net aflees en daarvoor verdien jy 2 lekker volle punte. So dit is die werknemersnommer graad 12. So die werknemernommer 2500453. Ek hoop almal kon dit lekker identifiseer uit graad 12 en daarvoor verdien jy 2 volle punte. So as jy dit reg het graad 12, gee vir jou 2 volle punte. Ons volgende vraagie graad 12, meneer Kloete dra elke maand 9,25% van sy basiese salaris by tot 'n pensioenfonds. Bereken die ontbrekende waarde van A, wat 'n meneer Kloete se maandelikse pensioenfonds bydra dan nou gaan wees. So belangrik graad 12 dat jy moes gesien het, 9,25% dra meneer by tot 'n pensioenfonds van sy basiese salaris. En ons het gesien graad 12 vanuit die strokie, R15,000 is vir sy basiese salaris, 9,25% dra meneer by, so dit is dan nou 9,25% van die basiese salaris, dit is vermenigvuldig, so elke maand graad 12 dra meneer Kloete R1,387,50 by tot 'n pensioenfonds en dit is dan die bewaarde van A. So belangrik graad 12 om te identifiseer vanuit dit wat gegee word, die persentasie wat meneer bydra tot sy pensioenfonds en belangrik sê hulle vir ons graad 12 van meneer Kloete se basiese salaris van die R15,000 en dit is dan R1,387,50. So elke maand is dit die bedrag wat meneer Kloete bydra en dit gee vir jou lekker 3 punte graad 12 net vir daai eenvoudige berekening. So as jy dit reg het graad 12, gee vir jou 3 volle punte. Persentasie was gegee, basiese salaris word gegee, so die bedrag vir A, dit wat meneer Kloete bydra tot sy pensioenfonds, is dan R1,387,50. So, dankie graad 12 dat jy dit reg gekry het, 3 uit 3 vir jou. Volgende vraagie, bereken vir B, die totale aftrekkings. Nou onthou graad 12, ons het vroeër gesê, meneer Kloete het verskeie aftrekkings, hy het belasting, daar is WVF, daar is mediese fonds en belangrik pensioen. Maar onthou graad 12, ons het mos nou so pas vir A bereken, so ons kan natuurlik
vir B ook bereken wat meneer Kloete die totale aftrekkings gaan wees. So dit wil sê graad 12, daar het ons vir belasting, ons het die WVF, die werkloosheidsversekeringsfonds, meneer Kloete se mediese fonds R3.680 en hierdie waarde het ons nou so pas bereken graad 12, onthou dit was A se waarde, so dit is dan 'n totaal van R6.892.50. So belangrik om te onthou graad 12, toe jy nou hierdie vraagie doen, toe moes jy nie wonder, wat is pensioen nie? Onthou, ons het in die vorige vraagie reeds vir A bereken, so om die totale aftrekkings te kry, tel ons al meneer Kloete se aftrekkings bymekaar, vanaf die belasting, WVF, mediese fonds, tot by sy pensioen, en dit gee vir ons 'n totale bedrag van R6.892.50. En daarvoor verdien jy, graad 12, verdien jy ook lekker 2 volle punte. Onthou graad 12, jy het reeds 3 punte verdien om net die pensioen te kry, so nou tel ons net die res van die aftrekkings bymekaar om vir ons R6.892.50 te gee, so 2 volle punte vir jou. Dan kom ons by C graad 12, C is ons netto inkomste. Ons weet wat is meneer Kloete se basiese salaris of sy bruto inkomste graad 12, ons weet nou wat is sy totale aftrekkings, so nou kan ons die netto inkomste bereken. So ons het ook 'n formule graad 12 wat ons ook kan gebruik het. Netto inkomste is gelyk aan die bruto inkomste minus die aftrekkings. So daar is so formule wat ons geskryf het graad 12 toe ons salarisstrokies behandel het, so om die netto inkomste te kry, dit wil sê graad 12, na alle aftrekkings, al meneer Kloete se aftrekkings, kry ons die netto inkomste, so dit is die bruto inkomste van R15.000 minus totale aftrekkings graad 12, dit wat ons nou in die vorige berekening gekry het, so dit wil sê, na aftrekkings graad 12, is meneer Kloete se netto inkomste of sy netto salaris R8.107.50. So die basiese salaris graad 12, dit was net sy inkomste voor aftrekkings. Ons het gesien meneer Kloete het belasting, WVF, mediese fonds en pensioen wat afgetrek word van sy basiese salaris en dit gee vir ons 'n bedrag van R8.107.50. So ek hoop julle het dit reg daar graad 12, dit gee ook vir jou 2 punte. So as daar enige vrae is graad 12, as daar enige ietsie is wat jy nog onseker is, moet nie huiwer om te vra vir jou maatjie, of stuur vir ons op die chat, of vir juffrou of meneer daar in die klas nie. So dan gaan ons oor na vraag 3, graad 12. So kom ons kyk wat het ons nou by vraag 3. Hulle sê vir ons graad 12, Magdalene bedryf 'n klein karwasbesigheid sommer vanaf haar huis. Hier is 'n uittreksel oor Magdalene se huishoudelike waterrekening vir Desember 2022. So nou hoor jy waterrekening graad 12, so nou moet ons dink in terme van watertariewe. So die uittreksel wat vir ons gegee word graad 12 is die hoeveelheid water in kiloliter wat nou gebruik was. So ons het die vorige lesing en dan het ons ook die huidige lesing wat dit huidiglik nou is daar in Desember 2022. Dan gee hulle vir ons die residensiële watertariewe graad 12, want hulle sê vir ons daar, Magdalene bedryf sommer hierdie karwasbesigheid vanaf haar huis. Nou sien ons die verbruik in kiloliter graad 12, wat ons eerste 50 kiloliter bedrag in rand, belangrik graad 12, insluitend BTW teen 15%. So dit is belangrik graad 12 dat jy alles lees voordat jy net wegspring met 'n vraagie om te lees en te beantwoord. Kyk eers na die konteks,
wat word vir jou gegee, sodat wanneer jy lees, jy al reeds kan formuleer, ek lees ietsie van waterrekening, ek lees ietsie van water in kiloliter, so nou sê jy vir jouself, dit is watertariewe, sodat jy jou gedagtes agter mekaar kan kry en terug kan gaan toe juffrou en meneer watertariewe met julle behandel het, sodat jy kan weet, dit is die inligting wat ek nou gaan nodig het om hierdie tipe vragie te kan beantwoord. So jy lees eers dit wat gegee word graad 12 rustig, sodat jy jou gedagtes kan formuleer en kan weet, dit is waarheen ek nou moet gaan en dit is wat ek moet weet om hierdie tipe vragies te kan beantwoord. So ons het dan nou Magdalene se waterrekening graad 12, dit is in kiloliter, die vorige lesing en ook die huidige lesing, en dan gee hulle vir ons die watertariewe vir hierdie spesifieke tydperk graad 12. So die eerste 50 kiloliter, dit is dan die tarief in rand, en dan ook vir meer as 1000 kiloliter is dit dan nou die tarief wat jy gaan betaal. So jy kan ook sien daar graad 12 die afleiding wat ons kan maak, hoe meer water jy verbruik, hoe hoër is die tarief waarteen jy gaan betaal. Maar ook belangrik om te onthou graad 12, wanneer ons kom by watertariewe, ons gaan nie net sê, o nee, ons verbruik net 110 kiloliter, so ons is direk in die tweede trappie nie. Nee, graad 12, onthou, ons begin altyd by die eerste trappie en dan werk ons mos vir ons af tot waar ons al die water verbruik het teen daai spesifieke tariewe. So onthou graad 12, hoe meer water jy verbruik, hoe duurder gaan jy betaal. So dit is dan nou die watertariewe struktuur vir Magdalene se karwas besigheid. So kom ons kyk na wat hulle vir ons vra graad 12. O, lekker aktiwiteit graad 12, 8 minute. So asseblief graad 12, voel vry om julle antwoorde met ons te deel. Werk lekker saam met jou maatjie, as daar ietsie is wat jy nie verstaan nie, vra asseblief vir juffrou of meneer. So graad 12, julle het 8 minute om hierdie aktiwiteit te beantwoord en dan gaan ons dit lekker saam deurwerk. So kom ons kyk, wat het ons? So die eerste vragie, graad 12, bepaal die aantal kiloliter water wat Magdalene in Desember 2022 gebruik het. So ons wil graag weet, graad 12, die aantal kiloliter water wat sy gebruik het. So dan gaan ons graad 12, het ons gesien, daar was 'n vorige lesing en dan het ons ook die huidige lesing gehad en dit is hoe ons kan bepaal die aantal kiloliter water wat Magdalene gebruik het. So graad 12, dit is dan die 53.989 minus 53.657 en dit gee vir ons 'n totaal van 332 kiloliter water. Onthou graad 12, Magdalene het 'n klein karwas besigheid sommer daar by haar huis, so dit is dan die rede vir die hoeveelheid water wat Magdalene dan nou verbruik het. So ek hoop julle kon daardie reg kry graad 12, so jy verdien lekker 2 volle punte net om Magdalene se hoeveelheid water te bepaal en wat sy verbruik het in 2022. So soos ek gesê het, ons kry dit vanaf haar vorige lesing, haar huidige lesing en dit is dan 332 kiloliter water wat verbruik is. Ons volgende vragie graad 12, die tariewe in Januarie 2023 styg met 14,516%. So daar is 'n toename graad 12 wat plaasvind. Dit styg met 14,516%. Ons moet die bedrag bereken, belangrik graad 12, sonder BTW. Dit wil sê graad 12 voor die 15%, afgerond tot 2 desimale plekke. So daar is baie instruksies wat vir ons gegee word in hierdie een vragie graad 12 en nog 'n stukkie inligting tussen 301 en 500 in Januarie 2023.
So in die vraagie graad 12 is daar so baie inligting en inligting wat jy nou moet weet van en sodat jy kan weet hoe gaan jy nou hierdie vraagie benader. Eerstens moet jy weet, daar is 'n toename wat plaasvind, 'n styging van 14,516%. Dit is die tariewe waarmee dit gaan styg in Januarie 2023. Bereken die bedrag, nog 'n belangrike stukkie inligting graad 12 sonder BTW, 2 desimale plekke, nog 'n instruksie wat vir ons gegee word. Waarvan moet dit bepaal word graad 12? Die aantal verbruik tussen 301 en 500. So hoe benader ons nou hierdie vraagie? So die eerste gedeelte graad 12 gaan ons dan nou die toename doen. Ekskuus, jammer. So hulle het vir ons gesê graad 12, ons werk in hierdie interval tussen 301 en 500. So ons sien die bedrag graad 12 of die tarief 4,5271. Belangrik graad 12, nêrens moet jy gaan afrond nie. Jy gebruik dit wat vir jou gegee word net so. Jammer graad 12. So 4,5271, jy gaan rond niks nou al af nie graad 12. Die afronding is eers in jou finale stap. So jy gebruik net so dit wat gegee word. So ons gaan heel eers graad 12, gaan ons die verhoging toepas, of die styging of die toename. So die tarief styg met 14,516%, dit vermenigvuldig ons met 4,5271. Dit is wat ons kry vanuit die tabel uit graad 12 en daai verhoging of toename graad 12 is 0,657153836. Weereens graad 12, ons pas eers ronding toe in ons finale stap. So dit gee vir ons dan nou die toename graad 12 waarmee dit gaan styg, plus ons huidige tarief graad 12 van 4,5271. So ons nuwe tarief is dan nou 5,184. Dit wil sê nadat ons die toename of die styging toegepas het graad 12, verhoog dit nou met 'n 0,657153836 en dit gee vir ons R5,184. So die verhoging is nou toegestaan graad 12, so kom ons kyk nou na die verdere instruksie sonder die BTW. So heel eerste graad 12, net om daardie te gedoen het jy reeds 3 uit 7. So die toename of die styging graad 12 van die tarief is 3 punte. Verder sê die instruksie of die vraagie vir ons sonder BTW of natuurlik voor BTW. En dit is dan nou voor BTW is dit mos 100 oor 115 graad 12 of jy kon net sowel sê deel 1,15 en dit gee vir ons 4,507. 3 plekke na die komma sien ons nou daar graad 12. Die instruksie sê 2 desimale plekke en belangrik graad 12, dit is 7, so 7 maak daai enetjie 'n 1. So dit wil sê graad 12, as ons 2 plekke na die komma of na die desimale komma moet afrond, kyk ons na ons derde syfer. En ons derde syfer graad 12 is meer as 5. So die 7 maak dan daai 0 1. So afgerond graad 12 gee vir ons R4,51. So nadat die verhoging toegestaan is graad 12 sonder BTW, belangrik graad 12, het ons gelees insluitend 15% BTW. Dit wil sê graad 12 nadat ons die verhoging toegestaan het, by daar 5,184 was daar nog BTW ingesluit, want hulle gee vir ons vanuit die tabel insluitend BTW teen 15%. So die vraagie, die instruksie is sonder BTW voor 15% en dit is waarom ons dan nou nog hierdie ekstra stap moet doen graad 12. So voor BTW
kon jy net sowel geskryf het 100 oor 115 en dit gee vir ons R4.51. So as jy dit reg gekry het graad 12, gee vir jouself 7 uit 7. Ek los dit so vir 'n sekonde graad 12, indien daar van julle is wat nie alles gekry het of nie lekker verstaan het nie. So belangrik graad 12, daar was 'n styging of 'n toename of 'n verhoging in die tarief. Die vraagie is sonder BTW en belangrik om ook te lees graad 12, 2 desimale plekke wat jy moet afrond. Watter interval gaan ons gebruik graad 12? 301 tot 500. So hierdie tarief het ons verhoog dan met 14,516% en dit is dan die 5,184 en dan moet ons verder werk graad 12 om die bedrag te kry of die tarief te kry voor BTW en dit gee dan vir ons R4.51 afgerond. So dit was dan vir vraag 3.1.2. Ons volgende vraagie vraag graad 12. Magdalene wil haar waterrekening verminder. Sy wil nou weet graad 12, hoe kan sy water bespaar? Hoe kan sy minder water gebruik? So een rede of een manier hoe sy water kan bespaar, belangrik graad 12, op 'n reënerige dag. So wat kan Magdalene doen om water te bespaar wanneer daar nou lekker reendruppeltjies val? So wat ons hier het graad 12, reënwater vanaf die dak te versamel en dit dan weer te gebruik. So water dan nou vanaf die dak en dit hergebruik graad 12. As jy enige ander rede geskryf het, water opvang in 'n tank in graad 12 en dit weer gebruik, dan gee jy ook vir jouself 2 uit 2. As daar van julle is wat ander oulike maniere het hoe Magdalene kan water bespaar op 'n reënerige dag, deel dit met jou maatjies asseblief graad 12, sodat ons idees kan uitruil en kan weet dit is hoe Magdalene water kan bespaar wanneer dit lekker gaan reën. So een wat ons voorgestel het graad 12, reënwater wat vanaf die dak kom, dit te versamel en dit dan weer te gebruik. So ons volgende vraagie graad 12 is dan nou Mandla se jonger sussie, sy studeer medies in Brittanje. Mandla het vir haar R34.152,69 gestuur om terug huis toe te kom. So nou moet jy weet graad 12, ons praat van Brittanje, ons het Suid-Afrikaanse geldeenhede, sussie wil nou terug huis toe kom, so iewers gaan ons nou te doen het met wisselkoerse, want ons weet graad 12 in Brittanje gebruik ons nie rand en sent nie, so dit is nou geldeenhede wat vergelyk moet word, geldeenhede wat nou uitgeruil moet word, en ook belangrik sê hulle nou vir ons graad 12, hoeveel pond het Mandla aan sy sussie gestuur as 0,048373 pond gelykstaande is aan 1 Suid-Afrikaanse rand. So ons sien daar graad 12, Mandla het R34.152,69 aan sy sussie gestuur. Sussie studeer medies in Brittanje, so ons wil weet hoeveel pond het hy dan nou aan sy sussie gestuur. Dit wil sê, Suid-Afrikaanse geldeenhede moet nou herlei word na pond graad 12. So kom ons gaan sommer dit lekker saam deur werk graad 12. Dit is 'n wisselkoers sommetjie, onthou graad 12, finansies, wisselkoerse is deel van finansies. So jy moet wisselkoerse kan doen of wisselkoersberekeninge kan doen. Jy moet ook weet graad 12, wanneer is die geldeenheid swakker of sterker en dan moet jy ook kan definieer graad 12 wat is wisselkoerse en dan ook die omskakelings kan doen tussen die verskeie geldeenhede wat ons het. So Mandla se sussie, sy is daar in Brittanje graad 12, sy wil graag terug huis toe kom. Mandla het toe vir haar geldjie gestuur, R34.152,69
ons moet dit gaan herlei na pond graad 12. Die omskakelingsfaktor of die herleidingsfaktor word vir ons gegee graad 12. So ons moet nou gaan omskakel vanaf Suid-Afrikaanse rand graad 12 na pond en dit is dan 'n vermenigvuldigingssom graad 12. So Suid-Afrikaanse geld graad 12, rand en sent, R34.152.69 vermenigvuldig met die wisselkoers graad 12 in Brittanje. So dit is dan 0,048373, skus. So die aantal pond of die hoeveelheid graad 12 wat Mandla dan nou gestuur het, is dan 1642,07 pond wat Mandla dan nou aan sy sussie gestuur het graad 12 en dan is hierdie hopelik genoeg vir haar om dan nou weer terug huis toe te reis. So graad 12, 'n eenvoudige wisselkoerse sommetjie, die wisselkoers omskakelingsfaktore word gegee, 0,048373 is gelykstaande aan 1 Suid-Afrikaanse rand en ook belangrik om te onthou graad 12, jy moet nie sommer nou self besluit ek rond nou my wisselkoers af na 2 plekke na die komma en nou doen ek my berekening in die graad 12. Indien jy sou afrond graad 12, het dit 'n invloed op jou finale antwoord. So ons gebruik die volle omskakelingsfaktor, die volle wisselkoers wat vir ons gegee word graad 12. So dit is dan 1652,07 wat Mandla aan sy sussie gestuur het. So ek gaan dit ook gou net so nog 'n sekonde los graad 12, sodat jy net 'n oomblik kan neem om dan net te kan verstaan en weet hoe het ons by die hoeveelheid pond uitgekom. Okay, so jy verdien lekker 2 punte graad 12, so kom ons gaan voort. Vraag 4. Kom ons kyk wat sê vraag 4 vir ons graad 12. Daniel, hy is 64 jaar oud en of teen die einde van Februarie is sy 64 jaar oud, jaarlikse belasbare inkomste. So net op grond van daai woordjie of daai terme lees graad 12, jaarlikse belasbare inkomste, weet ek jy het nou sommer vir jou maatjie lekker gesê, o, lekker belasting wat ons nou gaan doen. So net op grond van daai 3 woorde graad 12, moet jy terug kan gaan in jou gedagtes en sê, nee, dit is 'n lekker belastingvraagie. Ouderdom is belangrik. Waarom is ouderdom nou weer belangrik? Want Daniel gaan lekker korting kry, belastingkorting, want jy kry belastingkorting graad 12 op grond van jou ouderdom. En onthou graad 12, hoe ouer die persoon is, hoe meer korting gaan jy kry. Onthou ons werk mos jonger as 65 kry jy slegs primêre korting. 65 en ouer kry jy primêr en sekondêr en wanneer die persoon 75 en ouer is, kry jy sommer lekker al 3 kortings, primêr, sekondêr en tersiêr. So net op grond van 'n persoon se ouderdom graad 12 kan jy nou al reeds bepaal watter tipe korting gaan Daniel kry. En dan verder sê dit vir ons graad 12 sy jaarlikse belasbare inkomste. Dit wil sê graad 12 die bedrag wat Daniel vir die volle jaar of belastingjaar verdien, graad 12, R675.928 is dan nou Daniel se jaarlikse belasbare inkomste vir die tydperk 2022-2023 belastingjaar. Gedurende hierdie belastingjaar graad 12 was Daniel ook lid van 'n mediese fonds vir sy vrou en dan 2 kinders graad 12. So nou moet jy ook weet mediese fonds, wie is almal Daniel se afhanklikes? So Daniel is natuurlik die hooflid, sy vrou is sy eerste afhanklike en sy kinders graad 12 is die addisionele afhanklikes. So sy vroutjie en sy 2 kinders graad 12 en Daniel homself is op sy mediese fonds. So slegs deur 'n paar woorde te lees graad 12, moet jy terug kan gaan in jou gedagtes en kan sê,
hierdie vraagie gaan oor belasting, sodat jy al jou inligting en kennis van belasting kan herroep en kan weet, dit is wat ek moet kan doen, en indien die vraagie dit van my vra, weet ek hoe om 'n belastingsvraagie te kan beantwoord. Soos ek reeds genoem het, graad 12, op grond van 'n persoon se ouderdom kan ons bepaal watter tipe kortings die persoon gaan kry, en belangrik om te weet, primêre korting jonger as 65, sekondêre korting 65 en ouer, tersiêre korting 75 en ouer, en hoe ouer die persoon is, graad 12, hoe meer korting gaan die persoon kry. En dan ook die belastingdrempel, graad 12, ook 'n term wat jy van moet kennis dra, graad 12. Dit is mos die inkomste vlak wat 'n persoon moet verdien voor hy of sy vrygestel kan word van belasting al dan nie. So belastingdrempel, graad 12, die mediese skema belastingkortings. In hierdie scenario is Daniel ons hooflid. Sy eerste afhanklike is sy vroutjie, en dan elke addisionele afhanklike, dit wil sê sy kinders, graad 12, gaan elk R234 betaal per maand vir mediese fonds. So ons het 4 minute, graad 12, om hierdie vraagie te kan beantwoord. So voel vry om julle antwoorde met julle maatjies te deel, of om saam te werk in die klas, of stuur 'n fotootjie vir ons aan in die chat, graad 12. Graad 12 tyd is verstreke, so kom ons kyk wat word van ons gevra in hierdie vraagie. So graad 12, identifiseer in watter belastingkerf Daniel val, gebaseer op sy belasbare inkomste. So ons het gesien, graad 12, dat Daniel se belasbare inkomste was 675.928. So op grond van sy jaarlikse belasbare inkomste, graad 12, kan ons sien dat Daniel val in kerf 5. Is dit reg so, graad 12? Dat ons sê dat Daniel is in kerf 5, onthou sy jaarlikse belasbare inkomste 675.928. So as ons gaan kyk daar, graad 12, 675.000. Daniel is dan nou in kerf 5 of ry 5 of belastingskategorie nommer 5, net soos wat jy dit wil skryf, graad 12. So met Daniel se belasbare inkomste per jaar 675.928, is Daniel dan nou in kerf 5. So daar het ons dit, graad 12, identifiseer die watter kerf Daniel is. Ons het reeds identifiseer, graad 12, dat Daniel is in kerf 5 op grond van sy jaarlikse belasbare inkomste. Ons volgende vraagie, graad 12, so daarvoor verdien jy lekker 2 punte, graad 12, 2 maklike punte wat jy kan verdien, net om te identifiseer in watter kerf Daniel dan nou is. Ons volgende vraagie, graad 12, het gevra, ons moet gaan bewys hoe die sekondêre belastingdrempel van 141.215, graad 12, bereken is. So, hoe bewys ons dan nou dit, graad 12? Dit wil sê, ons antwoord moet 141.250 wees. So nou gaan kyk ons natuurlik, graad 12, na ons belastingkortings, primêr en sekondêr. So dit gee vir ons 16.425 plus 9.000, graad 12. Dit is die primêre korting en die sekondêre kortings wat ons dan saamtel, graad 12. En nou kan ons sien, graad 12, dat daai 25.425 is in die eerste kerf, graad 12. Ons kan sien 1 tot 226.000 en dit word dan nou bereken teen 18%, graad 12. So dit is waarom ons sê 100 oor 18 en dan kom ons pragtig mooi uit by 141.250. So graad 12, vir dies wat dalk nog 'n oomblik nodig het hoe ons dit gedoen het. Die vraagie is sekondêre belastingdrempel, graad 12,
141.250. So ons wil weet, hoe het ons tot by hierdie bedrag gekom, graad 12? So dit is dan nou op grond van ons primêre en sekondêre korting. 16.425 plus 9.000 graad 12 is 25.425 en soos ek nou gesê het, dit is ons eerste kerf graad 12 teen 18% en dit gee vir ons 141.250. So hoeveel punte verdien jy vir dit? 2 punte, skus graad 12, lekker 3 punte wat jy daarvoor kan verdien graad 12. Indien daar is wat nog nie lekker verstaan nie, daar is die antwoord graad 12, primêr en sekondêre kortings wat ons gebruik teen die 18% van kerf 1 of ry 1 graad 12 om vir ons die sekondêre belastingdrempel te gee. So 3 volle punte vir dies wat dit korrek het. Dan vir lekker 5 punte graad 12 gaan ons dit nou sommer lekker saam rustig deurwerk graad 12 want die vraagie is nou bereken sonder die belastingkortings die jaarlikse belasting betaalbaar deur Daniel. So graad 12 dit sê sonder die belastingkortings. So daar het ons belastingkortings graad 12 en dan ook die mediese belastingkorting. So ons moet nou gaan bereken wat is Daniel se jaarlikse belasting wat hy moet betaal vir 5 lekker punte. So ons heel eerste stap graad 12 is mos natuurlik, ons weet wat is Daniel se jaarlikse inkomste. Ons het reeds identifiseer dat Daniel is in kerf 5 of in ry 5 graad 12, so die belastingkoers wat ons gaan gebruik graad 12 is dan nou die 170.734 plus 39% van die belasbare inkomste meer as 641.400. So dit is die belastingkoers wat ons gaan gebruik graad 12. Onthou, in wiskundige terme beteken die woordjie van vermenigvuldig. Daardie is 'n persentasie graad 12, so dit plaas ons gewoonlik oor 100. Die belasbare inkomste, daar het hulle pragtig mooi vir ons gesê graad 12, Daniel se jaarlikse belasbare inkomste 675.928. So ons vervang daai woorde dan met die 675.928 meer as graad 12 vervang ons met minus of met 'n minusteken en die bedrag wat hulle vir ons gee en dan gaan ons natuurlik verder vereenvoudig. So graad 12, ons gaan dit nou deurwerk want ons sien, ons weet Daniel is in ry 5 en dit is dan die koers wat ons gaan gebruik en wat ons dan nou gaan vervang in die koers om Daniel se jaarlikse belasting dan te kan bereken. So graad 12, daar het ons dit, ons het identifiseer, dit is die koers wat ons gaan gebruik. Ek het gesê dat persentasie skryf ons oor 100, van word vermenigvuldig, belasbare inkomste is Daniel se jaarlikse belasbare inkomste graad 12, meer as word minus en dan graad 12, ons het vervang in die koers en nou is dit mos gewone vereenvoudiging. So as ons eerstens gaan minus graad 12, kry ons 34.528. Daardie bedrag graad 12 is net vir die minus gedeelte, 34.528. Dan verder graad 12 gaan ons vermenigvuldig met ons persentasie. So wanneer ons vermenigvuldig graad 12, kry ons 13.465.92 en dan ons finale stap graad 12 tel ons by 170.734 en dit gee vir ons 'n jaarlikse belasting van R140.199.92. So graad 12, heel eerste, ons het die koers identifiseer, want ons het mos nou al reeds gesê, maar Daniel is hier in
ry 5 of in kerf 5. So die koers wat ons gaan gebruik of die formule wat ons gaan gebruik graad 12 om Daniel se jaarlikse belasting te bereken is hierdie en ons het dit geskryf en ons het dit vervang graad 12 belasbare inkomste. Die bedrag wat vir ons gegee word minus graad 12 34.528. Toe het ons vermenigvuldig met die persentasie van 39/100 of natuurlik 0,39 gee vir ons 13.465,92 en dit gee vir ons 'n jaarlikse belasting van R184.199,92. Natuurlik graad 12, as jy hierdie invoer op jou sakrekenaar, dan gee hy vir jou reguit hierdie antwoord graad 12. Daar is niks verkeerd daarmee nie graad 12, so jy voer dit net so in op jou sakrekenaar en dan gee dit vir jou finale antwoord graad 12. So hoeveel punte verdien jy vir hierdie vraagie? 5 lekker punte graad 12. So daar het jy 5 punte. So die eerste 2 punte graad 12 is dat jy vervang het in jou formule of in die koers in. Die tweede en derde punt graad 12 is dan vereenvoudiging. Jy het geminus, jy het geplus en dan jou laaste punt graad 12 is dan nou vir jou finale antwoord. Onthou die vraagie het gesê sonder belastingkortings. Ons het kortings van primêr, sekondêr en tersiêr en ook dan die mediese fonds kortings graad 12. So dit is dan nou waar ons stop. 184.199,92. Nou wat het ons als gedoen onder datahantering? So die afdelingsgraad 12 wat getoets word in datahantering is dan die ontwikkeling van vrae of vraagstelling, insameling van data of versameling van data, klassifisering en organisering van data. Daarna moet jy die opsomming van data kan doen. Daarna moet jy die data kan voorstel graad 12 en voorstelling van data gebeur gewoonlik met grafieke graad 12. So daarna analiseer ons die data graad 12 waar jy tot 'n gevolgtrekking kom. So hierdie 6 wat jy sien graad 12 noem ons ook die 6 statistiese stappe in die datahantering-siklus. So jy begin heel eers met 'n vraagstelling graad 12 of die ontwikkeling van vrae. Daarna gaan jy jou data versamel graad 12 want jy weet mos nou wat gaan jou opname wees of jou vraelys of wat ook al jy beplan om te doen. Nadat jy die data versamel het graad 12, gaan jy jou data klassifiseer of organiseer. Gewoonlik is dit mos nou klassifisering, is dit numeries, is dit kwantitatief, kwalitatief, is dit diskreet, is dit kontinu, en dan organiseer ons gewoonlik mos nou die data in 'n tabel graad 12, 'n tellingtabel of 'n frekwensietabel. So nadat jy nou pragtig mooi jou data geklassifiseer en georganiseer het, nou gaan jy kyk na die opsomming van data. Wat sê jou data nou vir jou? So daar kyk ons meer spesifiek na die berekeninge graad 12, gemiddelde, modus, mediaan, omvang, kwartiele, IKO, die interkwartiel omvang of variasie buite graad 12. So daar is alles gebeur in hierdie stap. Dan graad 12 gaan ons kyk na die voorstelling. Jy het nou jou data pragtig mooi opgesom. Nou gaan ons besluit watter tipe grafiek gaan my data die beste voorstel. Gaan ek dit gebruik deur middel van 'n sirkeldiagram? Gaan ek 'n histogram gebruik? Gaan ek 'n stapelstaafgrafiek gebruik? Gaan ek 'n lyngrafiek gebruik? Enige van daai grafieke graad 12 om jou data voor te stel en dan daarna gaan jy tot 'n gevolgtrekking kom graad 12. Wat sê jou data nou eintlik vir jou? So dit is dan nou die afdelings in datahantering graad 12. Daar is lekker baie terme wat ons moet weet van datahantering graad 12. Daar's lekker tipe berekeninge wat ons moet kan doen graad 12. So datahantering is een van daai afdelings graad 12 waar jy ook sommer lekker baie punte kan kry, net deurdat jy jou terme ken en jou tipe berekeninge ken. En dan onthou ook graad 12, ons het ook mos ietsie nuut bygedoen in datahantering. Dit was persentiele, groeikaarte, dit was die interkwartiel
omvang of kwartiele graad 12 en dan ook 'n lekker diagram, 'n snor en baard diagram of natuurlik 'n mond en snor diagram. So graad 12, jou gedagtes moet ook nou teruggaan na kwartaal 1 waar ons datahantering gedoen het. So dit is die afdelings wat jy kan verwag in vraestel 1 as deel van datahantering. So kom ons kyk na vraag 1 graad 12. Die skoolbeheerliggaam wil die oppervlakte van die hek na die personeelkamer en die klasse plavei. Hulle het die skoolhoof opdrag gegee om kwotasies vir plaveistene van verskillende diensverskaffers te kry. So die volgende pryse graad 12 per steen in rand, BTW ingesluit, is gekwoteer. So onthou graad 12, alhoewel ons besig is met datahantering, kan daar bietjie kosteberekeninge in wees graad 12, daar kan 'n bietjie finansies wees. So hier het ons dan nou die verskillende pryse graad 12 vir die verskillende kwotasies wat ontvang is. So nou sien ons daar graad 12, daar is 9 kwotasies, dit is die pryse per steen wat elke verskaffer dan nou gaan vra vir hierdie stene graad 12. So kom ons kyk wat van ons verder verwag word. Leerders, ons gaan voort. Ek weet die tyd is dalk nou nog nie verstreke nie, of dalk is julle nog besig graad 12, maar kom ons kyk wat word van ons gevra in hierdie vragies of in hierdie scenario. So graad 12, ons weet dat die skool wil plaveistene aankoop, hulle het verskeie kwotasies gekry graad 12 en dit is dan nou die vraag wat vir ons gevra word. So ons eerste vragie is dan nou rangskik in stygende volgorde. So belangrik graad 12, stygende volgorde, so dit wil sê, ons gaan vanaf die kleinste tot die grootste moet kan rangskik. So ons sien die data wat vir ons gegee word, graad 12, of die waardes wat gegee word, dit is nie rangskik nie. So ons moet nou rangskik van graad 12, van die kleinste tot die grootste waarde, stygende volgorde. So kom ons kyk of julle dit reg gekry het. So daar het ons dit graad 12. So ons eerste ene is dan 3,09, 3,20, 3,25, 3,26, 3,45, 3,50, 3,65, 3,85 en dan ons hoogste waarde R3,91. So graad 12, onthou stygende volgorde, die kleinste waarde R3,09 tot die grootste waarde R3,91. So stygende volgorde graad 12, dit is een van daai vrae wat jy lekker 2 punte kan verdien. Niks nodig gehad om hard te dink of te wonder hoe moet jy nou doen nie. Easy peasy graad 12, 2 lekker punte. Ons volgende vraagie het gevra die tweede hoogste prys. Ons weet nou graad 12, R3,91 was ons hoogste prys, so die vraagie is die tweede hoogste prys. So ons het gesien dat die tweede hoogste prys graad 12 is R3,85. Wanneer jou data lekker rangskik is graad 12 van klein tot groot, dan is dit baie lekker om dan die res van jou vraagies te kan beantwoord, want nou weet jy presies wat is jou kleinste waarde, wat is jou hoogste waarde. So wanneer daar 'n tipe vraagie is soos die tweede hoogste prys, nou kan jy dit gaan presies sien vanuit jou gerangskikte data, wat dit dan baie lekker maak om jou antwoord sommer te kry, want die datastel wat hier gegee word graad 12, dit is sommer lekker die mekaar en dan maak dit jou ook sommer die mekaar, maar wanneer jy dit rangskik graad 12, die kleinste tot die grootste, dan kan jy sien die volgorde van jou waardes en dan is dit baie maklik om die tweede hoogste prys te kan identifiseer en net om dit te doen graad 12, verdien jy 2 lekker volle punte. Ons derde vraagie was gewees die mediaanprys van die gekwoteerde pryse. So graad 12 in ons vorige skyfie het ons nou reeds ons data rangskik van die kleinste tot die grootste. Ons het ook gesien graad 12 dat daar is 9 waardes, so dis 'n onewe aantal waardes graad 12. So wanneer ons kom by die mediaan graad 12, moet jy mos nou weet, het jy 'n ewe of 'n onewe aantal data waardes. So 9 is 'n onewe
getal graad 12. So nou weet ons dat ons mediaan is die waarde presies in die middel. 4 aan jou linkerkant, 4 aan jou regterkant. So ons mediaan graad 12 is dan R3.45. En dis ook belangrik graad 12, wanneer ons die mediaan moet bereken of moet kry, moet jou data rangskik wees van klein tot groot of groot tot klein graad 12, sodat jy jou bedrag kan identifiseer. Want as jy dit nou vanuit hierdie datastel uit gaan identifiseer graad 12, dan gaan jy sommer lekker 2 punte verloor en dan is dit onnodige 2 punte wat jy verloor. So graad 12, ek hoop julle kon die mediaanprys identifiseer vanuit jou gerangskikte data, nie die datastel wat nog so de mekaar lyk nie graad 12, want hier gaan jy lekker 2 punte verloor as jy dit nie rangskik nie. So daar verdien jy 2 volle punte. Volgende vraagie graad 12, is die data diskreet of kontinu? So nou moet jy weet graad 12, voordat jy nou net gaan kies, moet jy weet wat beteken diskreet en wat beteken kontinu. So ons weet graad 12, diskrete data het te doen met heelgetalle. Kontinue data het te doen met desimale getalle, data wat gemeet kan word. Diskrete data wat getel kan word. So as ons nou gaan kyk na die konteks graad 12 van die datastel wat vir ons gegee word, sien ons dat ons het komma getalle, desimale getalle. So dit is dan 'n aanduiding van kontinue data graad 12. So voordat jy nou net raai speel of besluit, nee, maar dit is my antwoord, moet jy eers weet wat beteken die term diskreet, heelgetalle, data wat getel word, kontinue data wat gemeet word en desimale getalle. En nou kan jy 'n besluit neem graad 12 en dit gee ook vir jou 2 volle punte. So ek hoop graad 12, julle kon dan nou ook vinnig hierdie identifiseer dat dit kontinue data is en ek is dubbel seker graad 12 dat julle ken al julle terme vir datahantering en dan ook vir finansies. Die volgende ene graad 12 bepaal die modus van die pryse. So weer eens graad 12, wat beteken die woordjie modus natuurlik? Dit is die waarde wat die meeste voorkom in 'n datastel of 'n waarde wat meer as een keer voorkom. So as ons gaan kyk uit graad 12 na ons datastel, het ons agtergekom dat enige van hierdie waardes dalk hulle self herhaal? Nee, graad 12. So ons antwoord is dan nou net geen modus. Nêrens in hierdie datastel graad 12 is daar 'n waarde wat meer as een keer voorkom nie. So dit is dan nou net geen modus. Onthou ook graad 12, 'n datastel kan meer as een modus ook het, maar ek is seker juffrou of meneer het julle reeds daarvan ingelig dat 'n datastel kan meer as een modus het, maar 'n datastel kan ook geen modus het, soos in hierdie geval. So ek hoop julle kon sommer lekker sien daar graad 12, geen modus nie, en sodat jy lekker 2 volle punte kan verdien. Ons volgende vraagie dan nou graad 12, ons het nog gesien, ons het 9 datawaardes, so die aantal kwotasies wat hulle gekry het van die diensverskaffer, is dan nou 9 kwotasies graad 12, so 9 kwotasies wat hulle van verskillende diensverskaffers ontvang het, om aan die einde van die dag mos nou 'n besluit te neem, maar hulle gaan dan nou met die goedkoopste diensverskaffer, of hulle gaan maar gaan vir die R3.91, en dan is daar mos allerlei faktore wat 'n rol daar speel vir hoekom hulle dan vir die duurder een sal gaan en nie die goedkoper een nie. Maar graad 12, 9 kwotasies is ontvang van die verskillende diensverskaffers. En daar verdien jy ook 2 volle punte graad 12. Okay, so graad 12, ons het nou vraag 2, maar ek sien ook ons tyd is amper verstreke, maar die 2 minute wat ons nog het graad 12, kan ons gesels oor vraag 2, sodat wanneer jy weer 'n kansie het, dan kan jy self deur hierdie vraag werk natuurlik. So in vraag 2 graad 12 het ons dan nou 'n grafiek, en dit is spesifiek 'n sirkelgrafiek.
Onthou graad 12 in datahantering, ons sal nooit vir jou vra om 'n sirkelgrafiek vir ons te teken nie. Ons sal wel vir jou dit gee en dan moet jy sekere vrae mos natuurlik daarvan af kan beantwoord. So ons het dan nou graad 12 die grafiek, dit beeld vir ons inligting uit rakende verskillende soorte plase in die Wes-Kaap. So die verskillende soorte plase in die Wes-Kaap graad 12, die sirkel is verdeel in verskeie sektore graad 12, so ons het byvoorbeeld suiwel 6%, eiers, dierevesel, vrugte, wintergraan, wynbou, groente en dan ook ander diere. So elkeen van hierdie graad 12 verteenwoordig 'n sektor in hierdie sirkel. So ons het ook dan nou verskeie persentasies graad 12, so dit is dan nou waaroor vraag 2 dan nou gaan handel oor hierdie sirkelgrafiek en dan die verskeie soorte plase. Is dit vrugte, is dit wintergraan, is dit wynbou, rooi vleis, suiwelprodukte graad 12, wat dit ook al mag wees. So dit is dan vir vraag 2.1. So graad 12, dit is dan nou al waarvoor ons vandag tyd voor het graad 12. Ek hoop julle het ietsie geleer vanuit die sessie graad 12. Oor finansies het ons nou baie tyd aan spandeer. Finansies is ook die afdeling wat die meeste punte tel in vraestel 1 graad 12 en dan het ons ook nou gesien, daar is lekker vlak 1 tipe vraag wat jy moet kan beantwoord graad 12, want daai vlak 1 tipe vraag gaan maak dat jy lekker punte gaan kry vir jou finale vraestel 1 graad 12. So baie dankie aan die leerders wat ingeskakel het.